tot en met graad 9 sou ek sê, is feitlik 80 tot 90% van wat jy leer taalgedrewe. Ek gaan dit taalgedrewe noem. En dit bly so. Dit word later, as jy met komplekse wiskunde begin werk, word dit 'n bietjie minder, maar mens kan baie keer, wanneer jy met 'n probleem in enige vak, maak nie saak of dit EBW, selfs in 'n vak soos wiskunde, geskiedenis, RTT, enige vak. Dit word, op die ouend gaan dit alles terug na taal toe. En ek gaan dit nou vir jou wys. Jy het nou hier in EBW, het jy nou met hierdie woord gekonfronteer geword. Kontant ontvangste joernaal. En Afrikaans is eintlik so lekker, want ons het so baie samestellings wat vir ons help om goed uit te figure. Weet jy wat is 'n kontant ontvangste joernaal? Nee, vrou. Maar Nou- jy weet wat kontant is. Nou, dis wat ek nou by jou wil uitkom. As jy weet wat kontant is, nê, is jy 1/3 van die pad daar. Hierdie woord Ontvang. bestaan uit 3 dele. Nou, Jy weet wat kontant is. Wat beteken die woord ontvang? kry dit. Kry dit. So jy weet, jy's 2/3 daar. Wat is 'n joernaal? Dink nou gou-gou aan die Engelse journal, nê? Ja. Jy het actually een, ek het jou nou die dag gesien met een. Ja. Wat is 'n journal? Dis amper soos 'n dagboek waarin jy kan detail inskryf. Dis 'n boek of 'n stuk papier of 'n rekenaar leer waarin jy goed neerskryf, nê? Ja. Nou goed. Wat dink jy dan is 'n kontant ontvangste joernaal? In die konteks van EBW, waar ons nou mee besig En die is. content is in my joernaal wat sê wat se geld het jy ontvang of wat se. Okay, nou moet nou probeer op nou dit vir my te sê sonder om te sê dis 'n joernaal. Sê dit in gewone plain plat Afrikaans. Wat is 'n kontant ontvangste joernaal? Dis 'n boek waarin jy skryf van jy geld gekry het. Dis 'n boek waarin jy skryf wat se geld jy gekry het. Dis so logies wat se geld jy gekry het. Kontant ontvangste joernaal. Het jy EBW gedoen of het jy Afrikaans gedoen? Afrikaans. Jy het Afrikaans gedoen. Alles wat jy leer is taalgedrewe. Wat ek wil hê jy moet onthou, is wanneer jy met 'n nuwe ding gekonfronteer word. Nie altyd nie, soms moet jy maar 'n woordeboek gryp of iemand vra om jou te help, maar baie keer moet jy net die woord in sy dele opbreek en kyk of jy weet wat dit beteken. Nou as jy nie geweet het wat kontant beteken nie, Geld. dan sou jy dit moes gaan uitfigure het, nê? En dan kan jy iemand vra of 'n woordeboek gebruik. Daar is natuurlik gevalle waar jy vaktaal het of vakterminologie. En dit is nou woorde soos, as ons nou praat in die konteks van EBW, 'n woord soos kapitaal, Winsverlies. debiteur. Hierdie is vaktaal en dit is nou spesifieke woorde wat jy binne in die konteks van 'n spesifieke vak Yes. leer. EBW het woorde soos kapitaal, debiteur, krediteur, wat nog? Wins, verlies. Miskien sou 'n mens kon sê 'n woord soos voorraad. Miskien sou mense 'n woord soos handelsvoorraad. Nou wat van EFO. Ja, dis 'n spesifieke afkorting en dit staan vir elektroniese fondsoorplasing, maar kan jy sien dat selfs dit is eintlik nog maar net taal, né? Ja.
Goed. Kapitaal, weet jy wat is kapitaal? Ek doen nou nie. Kapitaal is is dit die geld waarmee jy begin? Dit is die geld waarmee jy begin. Gewoonlik is dit jou waarmee jy begin. OK. Nou, debiteur. Kom ons praat net gou oor 'n debiteur. 'n debiteur. Nou, ek moet eintlik Henko se maag kry om hierdie ding te kon verduidelik. Jou ma weet beter. OK. Nou, in EBW, nê, daar's jy. Jy's die mannetjie, jy het jou besigheid, nê? Happy, hy maak lekker geld. Lekker die dollar stroom in, nê? Die rande en die pond en die jende en die euro. Hoe lekker pond teken nou weer so iets, nê? Die geld stroom en jy's happy. OK. Maar jy het ook kom ons maak hulle rooi. Hier het jy manne. Kwaai manne. Aan wie jy geld skuld. Want jy het 'n klomp voorraad gekoop en voordat jy daai ouens kan terugbetaal, hier's jou customers, nê? Moet jy dit eers verkoop, nê? Nou as alles in kontant werk, dan het jy nie debiteure en krediteure nie. Want jy gee vir hierdie ou geld, jy gee vir hom geld, daar gaan die rande en die sente, en hy's happy, en jy koop dit en jy pak dit op jou rakke uit, en die ou kom in, en hy gee vir jou die geld en hy vat die goed. Dan is daar geen debiteure en krediteure nie. Maar die oomblik wat jy moet skuld begin werk, nê? Dan werk jy met debiteure en krediteure. Nou, jy moet hierdie prentjie in jou kop hê van jy staan in die middel. Die ouens wat vir jou geld skuld, hulle is jou debiteure. Hulle moet vir jou geld gee. Hulle is jou debiteure. Die ouens aan wie jy geld skuld, is jou krediteure. So die ouens wat vir jou geld skuld, is jou debiteure. Die ouens aan wie jy geld skuld, is jou krediteure. Daar's jy. OK. Maar nou werk dit jy moet nou soos 'n debitkaart en 'n kredietkaart. Yes, maar ek wil nou net gou vir jou nee, dis nie soos 'n debitkaart en 'n kredietkaart nie. Dis heeltemal iets anders. 'n Debitkaart beteken dit het niks met debiteure en krediteure te doen nie. Al is die woorde dieselfde. 'n Debitkaart beteken jy het 'n kaart en jy betaal met die kaart en die geld gaan van jou bankrekening af. En as jy 0 geld in jou bank het en jy wil daai kaart swipe, dan gaan die ouens vir sê sorry, jy kan nie die goed vat nie, die betaling het nie deurgegaan nie. Want 'n debitkaart beteken jy moet 'n sekere bedrag geld in jou bank hê. 'n Kredietkaart beteken die bank leen vir jou geld. So as jy met 'n kredietkaart koop, dan hoef jy nie geld in jou rekening te hê nie. Die bank gaan dit betaal, maar jy moet die bank terugbetaal. Maar jy kan nog steeds, jy kan nog steeds jou met rente. Jy kan nog steeds jou kaart swipe en betaal by die winkel. Maar die einde van die maand dan gaan die bank by jou kom en vir jou sê pay up sir. En dit is net so by the way hoekom 'n mens bitter versigtig moet wees vir kredietkaarte. Want jy kan net swipe by die winkel die hele maand lank en is lekker en is maklik en daar's no issues. En dan kom die einde van die maand en dan sê die bank vir jou Master Jack, pay up. Nou wil ek ook net vir jou wys wat jy moet altyd in gedagte hou as jy met rekeningkunde werk. Daar's jy, né? Daar's jy. Die ou wat vir jou geld skuld, is jou debiteur. Die ou aan wie jy skuld is jou krediteur. Maar kom ons sit onsself 'n bietjie hier in die posisie van die krediteur. Jy word nou hierdie ou. Wat is jy dan van hom?
Ek is die krediteur van die blou ou. Nee. Jy is nie sy krediteur nie. Ek sê debiteur. Jy is sy debiteur. Wel ja, Nee? want hy skuld vir my. Want jy skuld vir hom geld. Wat ja. So uit hierdie ou se oogpunt uit, nê, is jy 'n debiteur. Uit hierdie ou se oogpunt uit, as ons na die groen mannetjie se oogpunt toe gaan, Yes. is jy sy krediteur. Yes. OK. Dis net iets wat jy moet in gedagte hou. Daai posisie van debiteur en krediteur hang af uit wie se hoek kyk jy. OK. So as jy groen mannetjie wat 'n blou mannetjie wat hierso staan, nê? Blou mannetjie wat hierso staan. Yes. Jy het debiteure en krediteure, Yes. maar jy is ook iemand anders se debiteur en se krediteur. OK. Yes. Dis 'n belangrike beginsel van EBW. rekeningkunde, van wat jy in EBW moet onthou. Op die ouend gaan dit oor rekeningkunde. En dan hierdie joernaal waarvan hulle praat, kom ons praat net vinnig weer daaroor. Gewoonlik rekenkundiges hou daarvan en dit werk net lekker. Hulle hou daarvan om in kolomme en rye te werk. Hulle hou daarvan om met tabelle te werk. En hulle breek die goedjies op. So hulle het een boek, een joernaal vir al die geld wat inkom. Yes. Dit sou 'n ontvangste joernaal of 'n kontant geld wat inkom. Want wat wil hulle weet? Hulle wil gewoonlik weet wanneer dit gebeur. Yes. Hulle wil en gewoonlik werk dit so dat hulle wil gewoonlik weet, en dis baie logies as jy daaroor dink. Hulle wil gewoonlik weet van wie af het die geld ingekom, waarvoor Yes. en dan hoeveel. Dis wat hulle wil weet. Hoekom wil hulle weet van wie? Want sê nou maar dat ou wat hulle geld skuld, hulle gaan hier 'n ander joernaal hê, né? Hier het hulle debiteure. Hier het hulle 'n lys van al die ouens wat hulle geld skuld. En as daai geldjie hier ingekom het en hulle sien, maar hierdie ou is op ons debiteure lys, dan kan hulle afmerk, ja, hy dit betaal, né? Hier het hulle geld wat uitgaan. En hulle wil dieselfde weet. Hulle wil weet wanneer het dit gebeur. Hulle wil weet na wie toe, waarvoor en hoeveel. Dis die minimum. Dan kom daar nou nog goeders by. Want in 'n besigheid, en dit is die bestuursdeel daarvan, het jy dokumentasie. Want jy wil bewyse hê dat goed gebeur het. In 'n besigheid wat oordentlik werk, nê, kan jy nie net sê, maar daai ou het vir my, jy soek 'n papier. Jy soek 'n kwitansie. Jy soek 'n bewys. As jy 'n elektroniese fondsoordrag doen, 'n EFO, dan kry jy 'n proof of payment. Die bank stuur vir jou papier. Yes. Dan stuur hy dit vir jou, sê, kyk hier, ek het jou betaal. So jy wil gewoonlik 'n dokumentnommer ook hê. So dit kan nog bykom. Hierdie is net 'n voorbeeld van die mees basiese aspekte van joernale en die woorde. Wat wil ek hê moet jy onthou? Op die ou end is alles taalgedrewe. Moet nooit, as jy met 'n probleem gekonfronteer raak, moet ook geen sê ek weet nie. Yes. Veral as dit so lekker lang woord is wat saamgestel is uit 'n klomp woorde, kyk of daar nie dalk woorde is wat jy verstaan nie. En pak hom dan so uit. Enige vrae? Nee, dankie.